Baie welkom by volgende diens. Ons sit lekker in Tabazimbi. Ons kuier vanuit Tabazimbi met julle. Vanmôre is ons eerste gesinsdiens vir die jaar. En as julle vanmôre wil saam kuier, is julle welkom. As die kinders in die huis is, nooi hulle asseblief, want vanmôre is 'n gesinsdiens. Kom ons maak oogies en dan maak ons gereed dat Vader met ons kan gesels. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat U vir ons goed is, dat U vir ons lief is. En dankie Here, dat ons vanmôre oor 'n belangrike ding kan praat voor hierdie jaar begin met groot spoed, dat ek my kop bymekaar sal kry en klaar besluit waar ek sal staan en 'n besluit sal maak. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Oupa. Ja, seun. Het oupa gehoor wat Andrei besig is om aan te vang? Andre, my ander kleinseun. Ja. Nee, wat vertel jy my? Oupa. Hy is in die kroeg Nee. en hy neek die miljoenande op en dit is net chaos. Oral waar hy gaan, is dit net chaoties. Ek het gedink daar's probleme daarso. Dit kom van sy ma en pa af. Hulle het hom nie gedissiplineer nie. Ja, oupa. Ja, nee, my maat. Julle twee is ons nou besig om te skinder hierso. Skinder. Pa, Is dit die waarheid ja of nee? Nee, pa, dis die waarheid. hoekom wil ons dit so graag oor vertel? As dit dan nie waar is, hoekom brand ons om dit vir mekaar oor te vertel? Want dit is nuus. Ek bedoel ons moet ander jong mense waarsku daarteen. Dis nie nuus nie. As dit vir jou lekker is om sleg te praat van iemand anders, dan is daar iewers in jou hart 'n kwaadwilligheid om daai persoon kwaad aan te doen. So al is dit die waarheid. Al is dit die waarheid, pa. Ek dink ons moet maar 'n bietjie versigtig wees wat ons mekaar sê. OK. So dit is kinderpa. Ja, julle twee is so al voels van enigste vere as julle hier sit en skinder oor iemand wat homself nie kan verdedig nie. So gepraat van vere. Ek het van hierdie vroutjie gehoor. Sy loop in die hele dorp rond en vertel stories. Oral waar sy gaan, vertel sy stories. Wat se stories? Kinderstories. Kinderstories van Okay. ander mense in die dorp. Ja. En die stories het die dorp rondgeloop en eventually het almal toe agtergekom maar dis sy wat die stories ronddra. En dit kom selfs toe by die priester uit. En op 'n tyd gaan sy nou na die kerk en sy gaan sê vir die priester, "Jesus, maar ek moet met jou praat." Maar sy praat oor ander goed. Seun, in die Rooms-Katolieke Kerk werk dit so, jy gaan bieg en dan kos dit jou geld en dan sê die priester jy moet al hierdie goed doen dan vergewe ek jou. Dis seker wat jy bedoel, nê? Dis presies dit. Okay. Maar sy praat oor ander goed en hy sê toe vir hom, "Maar hoorie, moet jy nie 'n bietjie praat oor daai stories wat jy versprei?" Oor die kinderstories. Die stories Ja, kinders. ja. En sy sê, "Nee, maar dis nie so erg nie, dis ons die waarheid." Hy sê toe vir haar, "Het jy 'n verekussing?" Sy sê, "Ja." Hy sê toe vir haar, "Vat jou verekussing en gaan strooi die vere oral in die dorp en dan kom sien jy my." Wanneer weer? Die volgende dag. Okay, ja. En die volgende oggend kom sy daar aan en sy sê, "Okay, well, priester, vader, ek het dit nou gedoen. En wat nou?" Hy sê, "Right nou gaan jy en jy gaan haal." Daai priester was nie stupid nie. Ja, maar hoor wat gebeur. Hy sê toe vir haar, "Nou gaan haal jy weer al daai vere en jy druk dit terug in jou kussing en dan kom jy die volgende dag terug na my toe." Volgende oggend kom sy, maar sy's moedeloos. Kyk, sy is haar moed is in haar skoene. En hy sê vir haar, "Nou, wat nou?" Sy sê, "Ek het die heel dag probeer. Ek kon nie eers 'n tiende van al die vere terugkry nie. Nie eers 'n Nou, die tiende." wind het die goed rondgewaai, die hele wêreld vol. Ja. En wat is die boodskap daaraan van die priester se kant? Nee, so hy sê toe vir haar, "Maar dit is presies hoe skinder werk. Al sê jy dit met 'n goeie intensie, dit waai die hele wêreld vol en jy het nie kans om dit te keer of terug te kry nie." Okay, maar hier's nou die lesie, nê? As 'n mens nou skinder, dan is hierdie ding dan ons nou so mooi vasgevang van jou kinderstorie. Jy kan vir die agterna jammer sê, maar jy kan nooit die skade wat jy gedoen het terugtrek nie. So dit gaan oor die bedoeling van jou hart. Jy weet as jy oor iemand praat en is vir jou lekker om oor iemand anders te praat en daar's nie 'n opbou vir daai persoon nie, dan doen jy skade en soos daai verekussing, jy kan die skade nie terugtrek nie. Nou, dit maak nou baie meer sin. Wel, Oeps. maar is daar nie iewers daar's ons iewers in die Bybel wat praat van skindery van 'n tong en 'n vuurtjie en
Dan pa onthou. Jy het 'n punt beet. Laat ek gou dit soek. As ek reg het, is dit in Jakobus. Is in die Bybel, né? Jakobus. Kom ek lees vir julle van hoofstuk 3 vers 5. Luister hierso. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Nou ek weet nie of hierdie vure in die Suid-Kaap deur kwaadwillige ons in die brand gesteek is nie, maar baie keer was dit 'n klein ou vuurtjie wat die hele wêreld in die brand steek. Nou sê, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van geboorte af tot by die dood aan die brand. En self word dit uit die hel uit aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip, swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. En hoor nou hierso. Met die tong, dieselfde tong, loof ons die Here en die Vader, en met dieselfde tong vloek ons die mense wat na die beeld van God geskaap is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers en susters, so moet dit nie wees nie. Hier staan dit. So, appa, daai gedeelte van besmet, beteken dit dan, skinder maak jou ook seer? Wel, ek wil nou nie uit 'n paar gevra, maar ek dink nogal daai ding is, nê. Die oomblik as jy sleg praat van ander mense, is die doel daarvan dat jy goed voel vir jouself. Maar eintlik as jy die hele tyd sleg praat oor ander mense, die Bybel sê dit is soos 'n gif, dan vergiftig jy jouself. Verstaan jy? En ek dink as jy die hele tyd, ek weet nie wat pa dink nie, maar ek dink jy is die hele tyd besig om, as jy van ander mense sleg praat en te skinder oor hulle, dan vergiftig jy eintlik jou hele liggaam en jou hele wese. Jy kry party mense wat net op die slegte fokus. Ja, maar hulle skinder die hele tyd. En hulle sien slegte in ander mense. Ja, maar die ding is, En dit maak hulle self ook vrot aan die binnekant. Maar dis die probleem van ons samelewing, nê, is dat ons net fokus op al die negatiewe goed en al die slegte goed, want dit lyk vir my as jy praat daaroor, dan word dit word jou denke, maar dit word ook jou lewe, nê? Weet jy, dis 'n belangrike ding. Ek kry sommer respek vir jou, my seun. Ag, dankie pa. Want die feit bly staan, wat jy dink en wat jy sê, beïnvloed jou hele houding en jou dade. Maar dit maak jou, die woord wat jy hier geraak geluister het, is, dit besmet jou. So, dit, skinder, maak die ander ou sleg. Jy dink so, maar dit maak eintlik jouself sleg. Ja, natuurlik, want ek meen Spreuke sê dit, pa. Spreuke 3 praat daarvan, hy sê, en wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit wat uit jou mond uitkom, bepaal jou hart, dit bepaal jou hele lewe. Ja. Maar daar's 'n ander ding ook, ekskuus. Ja, daai ding van wat in jou hart, wat uit jou mond uitkom, as jou hart van vol. Natuurlik. Ja. Maar ek dink die ander ding ook, daai ding wat pa gelees het aan die einde wat sê, maar hoe werk hierdie ding? Eerstens dan sê hy, maar ons kan nie ons tong beheer nie. Maar tog lyk dit daar op die ou einde wat hy sê, maar ons moet versigtig wees want ons kan ons tong beheer. Want ons kan kies of jy gaan vloek met jou tong, of jy die Here gaan loof met dieselfde mond, en of jy die ander mense wat God gemaak het, wat vir hom net so belangrik soos jy is, dat jy hulle vloek. Kan ek dit in die vorm van 'n vraag stel? Ja. Vra dit voor. moet ek vir jou vra? Boetie, luister nou mooi vir oupa. Ons praat oor wat jy nie met jou tong moet doen nie. Met ander woorde, jy moet nie sleg praat nie. Jy moenie mense afkraak nie. Jy moenie net negatief wees nie. Maar wat moet jy positief met jou tong doen om Jesus se voorbeeld te volg? Ek dink een ding wat jy kan doen, en ek weet nie, is ek reg, deur om te sê, jy kan erkenning gee vir mense as hulle iets doen, jy kan dankie sê. Kan ek 'n voorbeeld noem? Jy kom nou aangestap, nee, jy, nie ek nie, ek is al te oud daarvoor, waar mense staan en skinder oor Andrei, né? En jy kom daar aan. En jy sou nie saam skinder nie, maar sou sê, maar het julle geweet dat daai selfe Andrei, en dan sê jy iets positiefs oor hom,
gaan dit nie die hele atmosfeer dalk swaai nie? Ek dink dit Kan gaan dit swaai? dit gaan dit definitief swaai, maar ek dink 'n belangrike ding wat ons moet sê nê, en ek sit nou maar net sommer en dink, is dat ons vir onsself sê, en ek hou van jou ding dat ons positief moet wees, ons moet dankbaar wees, ons moet besig wees om te sê ons praat mooi goed van mense. Maar ek dink dit gaan nie net oor die mense nie. Die oomblik as jy mooi goed oor mense sê, dan tel dit jou siel op en dit vat die vergiftiging uit jou eie siel uit. En ek dink is nie net mooi goed sê van ander mense nie, ek dink is om dankbaar te wees, soos jy sê, mense sê vir mense dankbaar, maar die belangrike ding is, ek dink pa het net dit genoem, daai ding wat sê, maar 'n klein vuurtjie kan 'n groot kwaad aan die brand steek, maar 'n klein vuurtjie kan ook 'n groot goedheid aan die brand steek. Jy daar 'n punt beet. Hier staan dit aan die einde, né? Hier staan, met die tong kan ons die Here loof en ons Vader loof. Maar met dieselfde tong kan ons die mense vloek en dis ons tong. Dis nie 'n ander tong nie, dis my tong wat dit doen. Maar ek dink wat ek hoor hierso en ek is baie dankbaar daarvoor en dit is dat die Here ons oproep om hom te loof. Nie net vir mense goeders te praat nie, maar te getuig. So, julle verstaan nou net, nou soos kinderry oor aanry was eintlik skadelik, nê? Ja. Nie net vir hom nie, maar vir ons ook. Yes. Ek voel soos 'n foxterrier hondjie wat chef. Ek is jammer daaroor. Nee, pa, so leer ons, nê? Ja. Maar ek dink ons dis nou lekker dat ons hieroor praat, nê? Maar ons moet miskien iets doen dat ons sien hoe werk hierdie ding. Wat sê julle van 'n eksperiment? Ek dink dit klink cool. Fantasties. Pa, hou vas bietjie my boeke en my brille asseblief. Maak so. Daar's hy. So, wat ons mekaar sê, is dat 'n klein vuurtjie kan 'n groot gevolg hê, nê? So daar's 'n klein vuurtjie en hy kan 'n groot gevolg hê. En ons het vir mekaar gesê 'n klein vuurtjie kan 'n groot negatiewe effek hê of dit kan 'n groot positiewe effek hê. En as ons hierdie klein vuurtjie gebruik en ons steek hierdie vuurtjie aan, dan moet mense 'n keuse maak of die vuurtjie, dit wat van jou tong afkom, 'n groot negatiewe ding aan die brand steek of 'n groot positiewe ding aan die brand steek. En ek dink nie dit gebeur outomaties nie. Ek dink mense moet daaroor dink. Ek weet nie wat dink julle twee nie. Maar ek dink mense moet besluit voor die tyd, hoe gaan jy jou tong gebruik? Klein vuurtjie, steek 'n groot bos aan die brand, nê? Hy brand lekker, jong. Bosveld TV, pa. Net so. Super. Dit was cool. Ek was lekker, nê? Ek verstaan die konsep met die vuur. Maar hoe lyk dit in die wêreld? Ek het weer 'n stukkie in die Bybel wat ek wil lees om dit te demonstreer. In die Ou Testament, in 2 Konings hoofstuk 5, lees ons van 'n heidense koning, Aram, van die Arameërs, met 'n hoof van sy leer met die naam van Naaman, en hy was melaats. En hulle het 'n strooptog deur Israel gedoen, en hulle het 'n jong dogtertjie, let wel, dogtertjie, uit Israel ontvoer. En sy het Naaman se vrou se bediende geword. En hier staan in vers 3. En sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. 'n dogtertjie, né? 'n dogtertjie steek 'n ou vuurtjie aan die brand met een enkele sin. Weet jy, en as ons net dit besef, dat ons nie 'n Billy Graham hoef te wees nie, of 'n Charlie Kirk hoef te wees nie. 'n Klein vuurtjie, nee, 'n klein vlammetjie kan 'n groot vuur in die brand steek, as ons bereid is om dit te doen. Kan ek vra, as jy jou petrol ingooi by die petroljoggie, waaroor praat jy met hom? En waaroor kan jy met hom praat? Waar ek met hom praat, is nie regtig veel nie. Ek sê vir hom dankie en ek gaan aan met my dag. Maar sou dit nie awesome wees, nê? As 'n mens begin, en ons praat van petroljoggies, maar dit gaan oor enetjie wat die til slaan by die spar, of dit gaan oor jou huismense. Kom ons begin eers ver, nê?
Sal dit nie wonderlik wees as jy 'n gesprek met 'n ou begin en met hom begin praat. Ek begin gewoonlik en ek praat Afrikaans, as hulle terug Afrikaans praat, dan vra ek, waar kom jy vandaan? Hoekom praat jy so mooi Afrikaans? Verstaan? En daar's gewoonlik 'n gesindheid wat ontwikkel. Pa, ek onthou my ander pa kan Tswana praat. En as hy brandstof ingegooi het hy onmiddellik Tswana begin praat. En En dit maak hulle oop, né? Ja, beslis. En ek dink dis vir ouens daar ver, maar ek dink mense by die huis ook. Ek wil sê daar ver en mense kan soos hierdie dogtertjie die evangelie verkondig, praat oor die Here wat goed is, maar ek dink ook 'n mens moet 'n keuse maak om die oomblik as jy jou mond oop te maak, positief te praat met die mense nader aan jou, die mense in jou kantoor, die mense wat saam met jou werk. Ek dink nog nader. Mense moet dit vir ons lekker wees, lekker maak wat saam met jou die huis deel, nê? Nee. En ek dink en ons kan afsluit met so 'n dag wat ons Maar kan ek net eers gou 'n persoonlike storie vertel? asseblief Moet baie versigtig wees oor jou Andrei storie en ek is skaam daaroor want ek het self toe ek jonk was 'n rowwe lewe gelei. En weet jy wat? 'n dogtertjie van 5 jaar. 'n vriend, 'n familielid van ons kom na my toe en sy sê: "Oupa, het jy al jou hart vir liewe Jesus gegee?" Ek het. En daai ding het my voete onder my uitgeslaan. En dis hoekom ek vandag 'n Christen is. Oor die vuurtjie, 'n vlammetjie van 'n dogtertjie van 5. Sy was oupa se vlammetjie. Sy was die vlammetjie vir die vuur wat, en ek is jammer as ek geskinder het. Ek is regtig jammer want ons moet leef soos mense in wie die vlam van die evangelie brand. Ons moet vir onsself vra, hoe sou Jesus en hoe het Jesus met mense opgetree? En wat was sy houding en sy manier van praat teenoor hulle? As ons dit kan navolg, dan word ons ook vlammetjies wat die evangeliese vuur aan die brand steek. Ek dink nooit God het besluit hy gaan ons straf omdat ons fout doen nie. Ek meen hierdie gesprek is belangrik dat ons mekaar kan praat en vir mekaar kan herinner om te sê, maar dit wat ons doen is verkeerd en hoe doen mense dit reg? En mag jy Vader se genade beleef dat jy die keuse maak om die oomblik as jou tong werk dat die vuur aan die brand gesteek word, nie vir die negatiewe goed nie, maar vir die positiewe goed. Kom ons maak oogies toe. Pa, kan ek vir ons bid? Asseblief. Kom ons bid. Vader, dankie dat daar klein vlammetjies in ons lewe is wat groot gevolge het. Maar in daai klein vlammetjies, wanneer ons daai klein vlammetjie is, help ons dat dit nie wraak en seer bring nie, maar help ons dat dit goeie gevolge bring. Soos daai klein dogtertjie. Help dat ons ook daai klein vlammetjie vir ander mense kan wees. Gaan saam met elke liewe een van ons hoe ons week aanpak. En dankie dat U ons so veilig hou. Bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag Vader vir jou toevou in sy genade en liefde. Onder op die skerm is ons gemeente se bankbesonderhede as jy bydra wil maak sodat ons kan aangaan met die goeie werk. Mag jy 'n geseënde en 'n kinderlose week hê. Rustigheid.